zo ver oor die water. Dit het die klank van die wind wat waai. Dit het die kleur van verlang. Ek roep uit oor die see. Ek so alleen, sê my waarom. Hoor jy my stem roep na jou? Hoor jy my vra, waar is jy nou? Hoor jy my stem roep na jou? Hoor jy my vra, waar is jy Hier waar ek staan, voel ek na jou. Hier het jy my teen jou vasgehou. Hier lê die spore van ons saam wees. Nou het die see dit weggeveer. Ek roep uit oor die see. Ek so alleen, sê my waarom. Hoor jy my stem roep na jou? Hoor jy my vra, waar is jy nou? Hoor jy my stem roep na jou? Hoor jy my vra, waar is jy Oom Ben en kinders, kleinkinders, geliefdes, vriende, familie van Tannie Adrie. So welkom by hierdie lewensviering diens vanmôre. Ons vra nederig om verskoning, die lewendige uitsending rekenaar daar agter wil vir een of ander rede, hy het 'n opdatering gedoen en hy wil nou glad nie aankom nie. So, maar nou ja, daarom het ons vir u 'n plan B. Ons kan die diens ongelukkig nou nie lewendig uitsaai nie, maar ons neem dit op en dan sal ons na die tyd om redigeer en vir u oplaai en vir u 'n nuwe skakel stuur, dan kan die familie en vriende wat vandag nie hier kon wees nie, ook daarom die diens kyk. So ons vra om verskoning daarvoor, dis nou iets wat nou buite ons beheer is, ons het nou so gespook voor die diens om hom weer aan die gang te kry, maar die tegnologie wil ongelukkig nie altyd saamwerk nie. Ons innige meegevoel, oom Ben en familie, vriende, mag die Here u elkeen vertroos, nie net vandag nie, maar ook in die tyd wat voorlê. En ons het verneem ook, is dit Tannie Adrie se sussie wat ook oorlede is nou in die laaste paar dae. So, u as familie is regtig in 'n baie hartseer tyd wat u self bevind, en mag die Here u regtig toevou en vertroos. Ons gaan net ons hoofde buig en onsself in hierdie geleentheid ook aan die Here wy. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre steeds na u toe kan kom. Here, u wat die God is van alle vertroosting, u wie se gees genoem word, die trooster. Dankie Here dat wanneer ons
as u kinders hartseer is, wanneer ons harte gebroken is, wanneer ons harte stikkend is, Here, dan is u naby ons. U woord sê u is naby die wat gebroken is van hart. En dankie dat u ook vanmôre hier naby ons is. Help ons om u teenwoordigheid te ervaar. Sal u vanoggend ook in ons midde verheerlik word. Dankie Here dat ons die lewe kan vier van Tannie Adrie. Dankie Here vir die jare wat u haar vir ons geleen het. Dankie Here dat sy so 'n vol lewe gehad het, dat sy soveel kosbare dinge gedoen het en so 'n nalatenskap het. Ag Here, sal u terwyl haar plekkie hier leeg is, ons vertroos en vir ons die wete gee, Here, dat hierdie tydelike lewe gaan verby. Daar is 'n ewigheid wat wag en daar is 'n ewigheid van heerlikheid saam met u wat vir ons elkeen beskikbaar is. Dankie daarvoor, Here. Sal u met ons ontmoet vanmôre in hierdie diens. Bid ons in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Ons gaan opstaan en gesang 29 saam sing. Jy sal sien daar in u blaadjie is dit op bladsy 3. Ons gaan vir u die woorde op die bord sit. Ons gaan net die eerste 2 verse doen. U moet my maar help. Ek ken nie hierdie lied nie, alhoewel ek maar sal probeer saam sing. Maar iemand, goeie familievriend het dit spesiaal opgeneem met die klavier, het dit gespeel, so ons gaan dit vir u speel en ook die woorde op die bord hier vir u sit. So kom ons staan en ons sing dit saam, die eerste 2 verse. Baie dankie, u kan opstaan. Terwyl u so staan, lees ek vir ons die familiebrief. Na elke nag is daar 'n dagbreek. Na winter die lenteprag. Oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde Adrie gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie, en waar tyd nooit gemeet kan word nie, waar daar geen sorge of kwellinge kom nie, waar niemand meer trane stort nie. Haar heengaan word betreur deur haar eggenote, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Baie dankie, u kan die sitplek neem. Op spesiale versoek van Tannie Adrie self,
sy het die gedeelte gekies vir haar begrafnis, waaruit ek vanmôre vir u gaan voorlees. En dit is natuurlik wat bekend staan as die liefdeshoofstuk in die Bybel, 1 Korintiërs hoofstuk 13. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ek lees net vanaf vers 4 terwille van tyd, alhoewel ek nou ietsie sal sê oor die eerste paar verse. Paulus skryf hier aan die Korintiërs en hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. En die liefde is nie opgeblaase nie. Liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Vers 12 wil ek net weer vir u lees. Hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Soos genoem, hierdie hoofstuk staan bekend as die liefdeshoofstuk met baie goeie rede. Dis seker een van die mooiste beskrywings van ware liefde wat ons in die Bybel vind. Baie deeglike uiteensetting. Ek gaan terwille van tyd vanmôre nie by elke punt stil staan nie. Ek wil graag 'n paar goedjies uitlig, soos ek deur die blaadjie gegaan het wat vir u gegee is oor Tannie Adrie, haar lewe, dinge wat sy gedoen het, goedjies wat uitgestaan het, hoe dat sy boeke geskryf het, veral blokraaisel boeke. Ek sal haar nou altyd onthou as die blokraaisel tannie. Dis hoe ek aan haar dink, na ek hierdie goedjies gelees het. Ek kan sien sy was lief vir blokraaisels, lief vir die Afrikaanse taal, en dis mooi. En ander ding wat vir my mooi uitgestaan het, as ek deur die blaadjie gaan, is juis hoe baie klem gelê word op hoe lief sy was, hoeveel liefde sy gehad het, vir oom Ben, vir die kinders, u as familie, u as vriende, almal wat vir haar lief en dierbaar was. Liefde, ja, sy was 'n streng tannie, 'n kwaai tannie, maar sy was baie liefdevol. Want liefde is ook streng. Ons het nou gelees, liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. So liefde is ietsie wat vir my, as ek die blaadjie lees, ek het vir Tannie Adrie nie baie goed geken nie, alhoewel sy en oom Ben is al baie jare in ons gemeente. Ek ken, my pa het eintlik langer 'n pad saam met hulle gestap, alhoewel ek en oom Ben ook met die Israel toer saam en al die dinge. Ek dink oom Ben het nog met my jonger boetie Josha 'n kamer gedeel en so, maar dit wat ek van Tannie Adrie geken het en kan onthou, was ook mooi dinge. So ek wil graag vanmôre 'n paar dinge vir u uitlig oor hierdie gedeelte. Natuurlik was dit sekerlik een van haar geliefkoeste gedeeltes, want hoekom anderster sou sy gesê het, ons moet daar uitpreek wanneer ons haar diens hou, haar begrafnisdiens. Weet jy, hierdie gedeelte, as ek so 'n paar goedjies oor liefde kan sê. Jy weet, ek en u in Afrikaans en in Engels lees die woord liefde. In Engels lees ons die woord love. Maar in Grieks is daar 4 woorde vir liefde. En ek gaan nou nie op almal ingaan nie, terwille van tyd, maar die Grieks is baie spesifiek. Want hy beskryf, een van die woorde beskryf hy broederliefde, dis jou liefde tussen jou
en jou eintlik goeie vriende, mense wat jy goed ken. Die ander beskrywing van liefde, ander woord vir liefde, is liefde tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik. Dan kry jy liefde van familieliefde. Maar nie een van daai drie is die liefde waarvan hy hier praat nie. Die liefde wat hy hiervan praat is goddelike liefde. Dis volmaakte liefde. En dis hoekom hy dit ook so deeglike beskrywing gee, Paulus, want hy probeer in menslike terme eintlik vir ons sê dat God se liefde is 'n volmaakte liefde. Is 'n volkome liefde. Is 'n liefde wat eintlik, wil ek sê, aanhaak by sy oorhoofse eienskap van heiligheid, omdat God heilig is. Heilig beteken om gans anders te wees. Is dit ook 'n heilige liefde. En dan skryf Paulus hierdie woorde vir ons en hy gee eintlik hierdie beskrywing van liefde in 'n breër konteks van hoe mense in die gemeente verband en in familieverband mekaar moet lief hê. Sê eintlik moet ons mekaar lief hê met 'n goddelike liefde. Moet hierdie dinge in my en u lewe 'n werklikheid word. Nou dis onmoontlik op jou eie, maar dis iets waarna ek en jy moet streef. Nou ek wil sommer al hier uit die staanspoor uit sê, God het ons regtig lief. Ons lees dit, seker die bekendste vers in die Bybel, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Dit sluit my en jou in. Die wêreld, almal. Ek en jy kan dit dalk vir onsself vat vanmôre en sê, want so lief het God my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So sê hy dan ook vir ons in Romeine 5 vers 8, dat God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Jesus Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 10 sê, toe ons nog vyande van God was. Jo, wat 'n liefde! Volmaakte liefde, maar weet jy, dis nie net 'n liefde wat beskryf word in die Bybel nie, dis 'n bewyste liefde, dis 'n liefde wat God aan my en jou kom bewys het. Dis hoekom dit die evangelie genoem word, evangelie, goeie nuus. Dis die mooiste boodskap wat ooit vertel is, ooit verkondig kan word, is dat God ons lief het. En hierdie liefde wil hy in en deur ons ook laat werk. En as dit mooi as 'n mens ietsie daarvan raak sien in mekaar se lewens. Dis mooi as 'n mens kan terugkyk en ietsie van God se liefde kan sien. In iemand soos Tannie Adrie se lewe wat dan haar liefde met ander gedeel het. Want weet jy, as dit ware kan ons nie lief hê as God nie deur ons lief het nie. So sê in Johannes 4 uitdruklik vir ons. Weet God se begeerte is dat ons vir altyd by hom moet wees, daai liefdesverhouding tot in ewigheid. Maar weet jy, hierdie liefde wat hier beskryf word, is nie eintlik alleen 'n beskrywing van die emosie van liefde nie. Dis nie net 'n beskrywing van wat dit is om iemand waarlik lief te hê nie. Weet jy dat hierdie beskrywing wat Paulus hier gee van liefde, is eintlik die beskrywing van 'n persoon. En sy naam is Jesus. Want Jesus is die verpersoonliking van God se liefde. Jesus het dit wat hier beskryf word, volmaak uitgeleef. En ook vandag nog, en hy wil dit ook in en deur my en jou leef. Hy is die verpersoonliking daarvan. Dis so mooi as jy kyk vers 5, hy sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Kyk wat sê die B-gedeelte van hierdie vers. Hy sê hy soek nie sy eie belang nie. Hy is nie selfsugtig nie. Wat het Jesus gedoen? Hy wat die seun van God is, het sy hemelse heerlikheid verlaat. Hy het vir sy aardse lewe, het hy alles prys gegee. Het hy vir my en jou kom leef op hierdie aarde, en het hy alles opgeoffer, hy het homself kom gee. Gehoorsaam tot die dood, toe ja die dood aan die kruis. Hoekom? Omdat hy my en jou lief gehad het. Hy is die bewys van God se liefde. Dis 'n beskrywing van Jesus. Hoor wat skryf Johannes in 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 8. Hy sê in die B-gedeelte, hy sê want God is
liefde. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, is bewys, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, hoor wat sê hy, behoort ons ook mekaar lief te hê. Vers 19 sê ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, ek en u kan nie eintlik lief hê, werklik lief hê, as God se liefde nog nie in ons 'n werk kom doen het nie. Hy wil dit doen. En dan wil hy ook deur ons lief hê. En dan, soos ek sê, is dit mooi as 'n mens sien hoe dat liefde vloei uit mense wat die Here ook ken. Dan is dit ook vir my kosbaar dat hy skryf hier in vers 12 soos ons gelees het. Hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Jy kan net iets sien van aangesig tot aangesig as dit 'n persoon is. So ons gaan Jesus sien. Ons gaan ook hulle sien wat ons vooruit gegaan het. Wat in Christus gesterf het. Wat 'n kosbare wete, wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n troos is dit nie. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons sal dit nou sal ek vir u daai gedeelte lees wanneer ons die laaste eerbetoning doen. Nee, ons treur, ja, ons is hartseer. Die plekkie is leeg, ons geliefde, ons mis hulle. Ek het al 'n seentjie begrawe, ek het 2 weke terug my eie moeder moes ek begrawe. Ons voel saam met u vanoggend, hulle plekkie is leeg, ons mis hulle. Maar ons weet is net vir 'n kort tydjie. Dan gaan ons hulle weer sien vir ewig. Maar weet u, ons gaan nie net hulle sien nie. Ek wil nie hemel toe gaan net omdat my ou seentjie Timmy daar is nie. Ek wil nie hemel toe gaan net omdat my mammie daar is en my oupas en my oumas en my geliefdes wat my vooruit gegaan het nie. Daar kom 'n oomblik as jy God se kind is wat jy Jesus gaan sien, van aangesig tot aangesig. Dis waarna ons strewe en dis wat ons moet in gedagte hou en dis waarvoor ons moet lewe. Weet jy, dis vir my so mooi. Tannie Adrie het Jesus gekies. Sy het hierdie liefde gekies. Sy het gereageer op hierdie liefde wat aan haar bewys is. My papi, Pastoor Dries, hy is vanoggend hier. Jare gelede, toe oom Ben hulle in die gemeente aangesluit het my papi een aand by hulle gaan koffie drink. En het hy met oom Ben en tannie Adrie die liefdesboodskap van die kruis gaan deel. En het oom Ben en tannie Adrie hulle harte daardie aand vir Jesus gegee. Jesus gekies, gesê, Here, ek aanvaar dit wat u vir my gedoen het. Ek wil dit my eie maak, ek wil u ook lief hê. Dankie dat u my eerste lief gehad het. En weet jy, as jy dit doen, dan verander dit jou lewe. Want, soos hy hier sê, vers 6, liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Weet jy, God se liefde is so groot, dat hy jou nie net lief het soos jy is nie, hy het jou baie liewer as dit. Hy wil jou nie los waar jy is nie. Hy wil jou optel, hy wil jou lewe verander, hy wil dat sy liefde jou hele lewe omkeer. Hy wil jou vrymaak van jou sonde, van jou ongeregtigheid, en hy wil aan jou 'n nuwe, ewige lewe gee. En dit doen hy wanneer ons harte en lewens vir hom gee. Ek wil afsluit. Ek het doelbewustelik nie die eerste 3 verse gelees nie, ek lees dit nou vir u. En u moet onthou, soos ek sê, God se liefde is eintlik verpersoonlik in Jesus. So ek gaan dit hier tweeledig lees. Paulus skryf, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, kan ek dit dan so stel, sonder om regtig die betekenis te verander, maar eintlik die groter prentjie voor te hou. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie Jesus nie, dan het ek 'n klinkende metaal, of 'n lydende simbool geword. Hy sê, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde, of ek het nie Jesus nie,
dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde, of ek het nie Jesus nie, dan sou dit my niks baat nie. Maar as ek Jesus het, kry alles in die lewe skielik betekenis. Ek wil vir u 'n verhaal vertel ten slotte, en as u hierdie verhaal onthou, sal u die hele boodskap eintlik onthou. En mag dit waar wees in my en u lewe. Maar dan sal ons ook eendag alles besit. Daar was 'n man gewees wat 'n baie mooi kunsgalery gehad het. Hy was 'n skatryk man. Hy het van die beste kunswerke, beeldhouwerke in sy galery gehad. Van Gogh en Picasso en noem die name. Tot van Leonardo da Vinci, voordat dit toe nou later in museums was. En hy het soveel kunswerke, tot van Michelangelo en so aan, het hy versamelings gehad in sy kunsgalery. Toe breek die Tweede Wêreldoorlog aan en sy seun moes oorlog toe. Verhaal dit daar in Engeland afgespeel. En sy seun Sneeuwwil in die oorlog, sterf daar, word doodgeskiet in die oorlog. Baie hartseer, tragiese verhaal. Jy weet, oorlogverhale is altyd statistieke tot dit jou eie familie raak. 'n hele paar maande nadat die oorlog verby is daar eendag geklop aan die deur, en toe die deur oopmaak, staan daar 'n ander jong man wat hy nog nooit ontmoet het nie, wat hy nie ken nie. En hierdie jong man sê vir meneer, is jy so en so die jong man wat oorlede is se pa? En hy sê, ja, dit is my seun. Hy sê vir hom, u ken my nie, maar ek het jou seun baie goed geken. Ek was saam met hom in die weermag. Inteendeel, ek staan vandag hier omdat hy my lewe gered het. Ek was raak geskiet op die slagveld. Hy het my opgetel en afgedra, en terwyl hy my dra van die slagveld, is hy doodgeskiet. En die man het wat is nou 'n mooi woord vir 'n canvas, soos 'n skildery, wat toegedraai is. En hy sê vir die man, die ou oomie, hy sê vir hom, oom, ek is nie 'n kunstenaar nie, maar ek het 'n potlood skets gemaak van jou seun, soos wat ek hom min of meer kan onthou. Die oom het die skildery oopgemaak, en dit was vir hom so kosbaar, want hy, al was dit nie 'n kunswerk soos van Gogh en Da Vinci of van die ander nie, het dit iets vasgevang van sy seun. En hy het in sy galery 'n ereplek ingerig vir hierdie skildery. En wanneer die mense na sy kunsgalery kom kyk, dan het hy hulle op 'n roete gevat en hulle van al die wonderlike kunswerke vertel, en hy het altyd geëindig by die skildery van sy seun, en dan het hy vir hulle hierdie verhaal vertel, van hoe dat sy seun eintlik as 'n held gesterf het, deur een van sy vriende van die slagveld af te dra. En op 'n dag, toe sterf hierdie oom, en hy het sy vrou is lankal oorlede, hy het nie ander kinders nie, en hy het toe 'n testament opgestel voor hy oorlede is, en al die besittings moes toe opgeveil word. So hulle maak dit toe wêreldwyd bekend, en van heinde en ver het mense gekom vir die veiling van die oom se besittings, en veral die kunswerke. En die afslaer het begin met die hele prosedure, en hy het daarvoor gestaan, en hy het gesê, ons eerste item op die lys, volgens die testament, was dit die versoek van die persoon wat oorlede is. Begin ons by die skildery van die seun, die potloodskets. En hy vra, het ek 500 pond? En niemand steek hulle hand op nie. Het ek 480 pond? En niemand steek hulle hand op nie. So gaan hy af, al hoe laer, en na 'n ruk begin die mense onrustig raak, en eintlik vies raak, en kwaad raak, en snou hom later toe, en sê, man, ons wil niks met hierdie skildery uit te waai hê nie, gee vir ons die Van Goghs, en die Da Vinci's, en die Michelangelo's, gee vir ons die kunswerke waarvoor ons gekom het. Maar hierdie afslaer hou vol,
Het ek 300 pond? Het ek 280 pond? En die mense raak eintlik woedend kwaad na 'n ruk. En toe, heel agter in die vertrek, staan die tuinier, wat al die jare gewerk het vir hierdie ou oom. En hy steek sy hand op, hy sê, ek het net 5 pond. Dis al wat ek het. Ek sal hy skildery vat, as jy nou vir my sal gee vir 5 pond, sal ek hom vat, dat die ander mense nou maar tevrede kan wees. En skielik begin die afslaer sy goed oppak. En almal is toe verstom en verbaas, en sê, maar wat maak jy nou? En hy sê, dit is gestipuleer in die testament van die oom wat gesterf het, dat hy wat die seun vat, kry alles. Hy wat die seun het, kry alles. Geliefdes, as jy soos tannie Adrie, wat op 'n dag in haar lewe gesê het, Here, ek vat u, op die woord, ek wil die liefde vat, dit wat u kom bewys het. As jy die seun vat, kry jy alles. As jy die seun nie vat nie, is die harde realiteit, kry jy niks. Dis nie om snaaks of lelik te wees nie, dis hoe dit werk. Dank die Here vir genade, wat hy in Christus en sy liefde wat hy in ons kom bewys het. Mag sy liefde in u lewe 'n werk doen, soos wat dit ook vir tannie Adrie gedoen het, omdat sy hom ook aangeneem het en daarop gereageer het. Ek het nie baie oor tannie Adrie vandag gepraat nie. Ek het 'n paar dingetjies wat ek van haar geken het genoem. U kan gerus die blaadjie by die huis gaan kyk. Die kinders het baie moeite gedoen. Soveel kosbaarhede, mooi goedjies, ek het dit deurgelees. Kosbaar, sy het regtig 'n mooi vol lewe gehad, né? Sy het pragtige dinge gedoen. En haar liefde het deurgeskemer. Mag dit in my en jou lewe ook deurskemer. God se liefde is oneindig groot. Ek gaan 'n gebed bid. Miskien is jy vandag hier. Jy het nog nie vir Jesus aangeneem nie. Mense vra baie keer vir my, pastoor, hoekom maak jy uitnodiging op 'n begrafnis? Weet jy, die grootste eer wat ek aan die persoon wat gesterf het kan bewys, is die heel grootste eer. Want maak nie saak wat se blommetjies ek op haar kus sit nie. Dis ook belangrik, is mooi om so afskeid te neem. Maar dis tydelik, dit verlep, dit word saam begrawe as ons 'n begrafnis hou, saam veras as dit 'n verrassing is, dan is dit weg. Maar daar's een ding wat ewig is. En ek wonder nie, ek weet, as tannie Adrie vandag hier sou kon staan, sou sy ook vir u gesê het, wil jy nie reageer op God se liefde nie. Dit wat hy vir jou bewys het, moenie dit mis nie. Ek gaan 'n gebed bid, en as dit jou begeerte is, kan jy net daar waar jy is, ook sê, Here, ek reageer op u liefde. Ek neem u aan as my verlosser en saligmaker. Dankie vir die liefde wat u bewys het aan die kruishout van Golgotha. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons na u toe kan kom, Here. Dankie dat u liefde bewys het. Dankie dat u die verpersoonliking is van God se liefde. Here Jesus, dat u gekom het en die prys kom betaal het om ons los te koop, om ons vry te maak, om ons verhouding met God te herstel, sodat u liefde in ons 'n werk kan doen, maar dan ook verder deur ons in ons lewens 'n werk kan doen. Dankie daarvoor. Dankie vir die lewe van tannie Adrie. Dankie vir die vol lewe wat sy gehad het. Dankie vir die talente waarmee u haar begunstig het. Dankie dat sy dit gebruik het. Dankie dat sy geleef het om ook haar drome na te jaag. Soveel skryfwerk te gedoen het. Soveel ander dinge gedoen het. Soveel vir ander gedoen het. Ag Here, sal u gee dat ons ook haar nalatenskap in gedagtenis sal hou. Nie net vir wat sy hier gedoen het nie, maar ook die feit dat sy aan u oorgegee het. Sy haar lewe aan u gegee het. Mag dit ook in ons elkeen se harte 'n werklikheid word. En as jy vanmôre enige iemand hier is, Here, wat
wat nog nie gereageer het op u roepstem nie, wat al gehoor het van u liefde, maar nog nooit dit regtig toegeëien het nie. Is my gebed, Here, dat u daar waar hulle is, in hulle harte sal werk, Here, dat hulle u ook sal aanneem, sal reageer op u liefde, sal toelaat dat u ook hulle lewens verander. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek vra vir Belinda Huys, dan die Adrie se dogter. Sy het 'n huldeblyk geskryf vir haar mammie. Belinda, sal jy dit vir ons kom voorlees? Terwyl sy dit gaan lees, gaan ons vir u weer hierdie skyfies net wys sonder musiek. My naam is Belinda. Die is my liefde. 'n lewige vuur, deur Adrie. My hart is vol liefde en herinnering. Vier ons vandag saam leef van ons geliefde vrou. Ma, ouma, suster, tannie en vriendin. Sy het sag geleef, diep gehad en sal vir altyd in ons hart leef. Het is nogal vir my aandag om hierdie hele oor te lees van my geliefde klankwoord en proefgewissheid. Is meer liefde. Maar Adrie is in Duitsland gebore, die jongste, en dit is ook die soekste. Ek weet van die klein van die soms. Van 9 kinders. Sy het groot geword op 'n plaas naby aan Kalinin. En sy staan met 6 en 7 Donkersprei in die skool, waarna sy na die Hoër Handelsskool in Pretoria gegaan het. Op die rype ouderdom van 16 begin sy by Nedbank in Kalinin werk en verhuis daarna na Sasolburg. So, tussen ma Adrie en pa Ben, het hulle 4 pragtige dogters en kinders. Dis lief vir jou ook. Tot op hede saam het hulle ook 5 skoonkinders, 10 kleinkinders, 4 skoon kleinkinders en 1 agterkleinkind. Ma Adrie was kwaai, maar sy was ook lief. Sy was sterk, maar sy was sag. Sy was klein, maar sy was 'n reus. Sy was altyd besorg oor almal se alles. Op een of ander manier het sy dit tot op die heel einde reg gekry om tred te hou met alles wat in ons almal se lewens aangaan en probeer om ons probleme op te los, op raad te gee, of herinner aan goedjies wat ons nog moet doen. Sy het amper worries gekry toe ek haar geterg het en haar gesê het dat ons besluit het om nie gordyne in ons nuwe plek te hang en wou opslag vir ons maak. Sy was ook altyd baie spesifiek met haar instruksies en toe ek nou weer hoor dat pastoor Hannes sê dat sy sê sy wil graag en vir 'n sterfie of 'n begrafnis, toe dink ek ja. Voor verlede Vrydagoggend 4:00, terwyl sy in die hospitaal was, het ek 'n WhatsApp van haar afgekry waarin sy sê dat ons die skottelgoedwasser wat in die kombuis staan, Tiaan se bakkie moet laai wanneer ons dan nou vandag terug gaan Pretoria toe. Want sy is mos oraat. 'n getuig van haar hart, altyd ander mense eerste. Mamma is vir my sinoniem met woorde en boeke en met Afrikaans. By haar het ek leer liefword vir lees en leer. Sy was altyd baie ernstig oor spelling. Terwyl ek in die skool was, het spelling eintlik net gegeld in Afrikaans en Engels. Vir al die ander kinders, nie vir my nie. Al my skrifte is op 'n daaglikse basis nagegaan, en as daar iets was wat ek verkeerd gespel het, moes ek daardie woord gaan opsoek en uitstryk. En behoede my as ek dit weer verkeerd spel. En dan natuurlik Naleweg. 1995. Toe natuur rugby truitjies en later broekies, sokkerteertjies en Formule 1 resies pakkies. Ek onthou stringe krapies en moue en pandjies en hoe ek in die hand dit sit en lossny en omdop het. Sy het ons geleer om dit wat jy doen goed te doen. Jy werk vir wat jy wil hê.
En die mantra, ek kan, wil, ek sal, ek moet. Ek het rukkie terug 'n gesegdetjie gesien wat sê, that unfortunately my parents gave me a work ethic and a trust fund. Ek het 'n bietjie my mou gelaat en gedink beslis. Maar vandag wil ek dit graag herbesoek met erns en sê, fortunately, our parents gave us a work ethic. En daarvoor wil ek graag vandag beide ons ouers bedank. Want dit is so in ons as nageslag se DNA nou ingeweef. Ek gaan mamma onthou elke keer as ek 'n pelaurie en eierbroodjie eet. Ek gaan haar onthou elke keer as ek 'n storieboek optel om te lees. Ek gaan haar onthou elke keer wanneer ek 'n potlood ingevulde blokkies raaisel sien. Ek gaan haar onthou wanneer ons Ramikap speel en ek gaan haar onthou wanneer ek gaan probeer om haar beroemde pinkpoek te maak. En ek gaan haar onthou wanneer ons kinders trakteer met stories uit haar kinderdae. Soos wat ek hierdie hele blyk skryf, het ek ook besef dat my ma nooit te koop geloop het met wat sy wanneer vir wie. Inteendeel. Ek het regtig eers besef hoeveel mense se lewens sy aangeraak en inspraak ingehad het toe die navraag oor hoe dit met haar gaan begin instroom het. Ek is skoon oorweldig. En soos wat ek nou hier voor my kyk, is eintlik heel wat meer as wat ek besef het. Ek wens eintlik sy kon dit sien. Ek is regtig jammer. Ek het nie geweet mamma is so siek. Ja, mos altyd maar niks laat blyf nie. Ons het elke liewe dag gesels en moet nie dit my gesê maar vir my lekker nie. Ek is die vies vir mamma daaroor, want wat as ons dalk kon help. Ek is echt dankbaar dat mama van huis toe gaan. En ek is dankbaar vir ma se verheerlikte en ongedrukte liggaam. En ek is so dankbaar dat mama nou kan vrylik asemhaal. Ek is so dankbaar dat mama nou die geleentheid het om vir altyd in God se teenwoordigheid te wees. Ons sal aanhou dra aan dit wat ma in ons ingeplant het, tot ons mekaar weer sien. Love you. Baie dankie, Berinda. I wander today to the hills, Maggie, to watch the scene below. The creek and the creaking old mill, Maggie, as we used to laugh long ago. The green grove is gone from the hills, Maggie, where first the daisy sprung. The creaking old mill is still, Maggie, since you and I were young. Oh, they say that I'm feeble with age, Maggie. My steps are much slower than then. My face is a well-written page, Maggie, and time all alone was the pen. They say we have outlived our time,
to me you're as fair as you were, Maggie, when you and I were young. They say we have outlived our times, Maggie has dated her songs that we've sung, but to me you're as fair as you were, Maggie, when you and I were young, when you and I were young. In a little wood shack near the river lived a pretty young girl, sweet and kind, and they all called her Red River Rosie. She was all that I had on my mind. Then the war came and I had to leave her, so I said, wait for me if you can. On the morning the battle was over, I came back for Rosie, a Red River Rosie, but she ran away with some other young man. Red River Rosie, I can't forget you. Red River Rosie, I love you so. I still remember the day I met you, and why you left me, I'll never know. But my heart is still crying for Rosie, and I know I must find her again. So I'm asking all over the country. Love you, bye. Ja, kosbare herinneringe. Ons vra vir Benny de Beer om die bedankings te kom doen. Baie, baie dankie, Benny. Dit is 'n groot voorreg om namens Pa Ben en al ons kinders die bedankings te doen. Ons wil graag opregte dank betuig aan elke persoon wat vandag hier is en saam met ons ma Adrie se lewe te vier. Baie dankie vir almal se mooi woorde en herinneringe wat julle met ons gedeel het. Julle bemoediging is van onskatbare waarde. Dit is 'n baie groot seën om sulke wonderlike mense in ons lewens te hê wat ma Adrie onthou en haar waardeer het. Ons sal haar herinneringe en die liefde wat sy vir almal gehad het vir altyd koester. Eerstens wil ons as kinders vir ons Pa Ben uitsonder. Dankie dat Pa onvoorwaardelik mooi na ma Adrie gekyk het deur al die jare. Dankie vir die mooi voorbeeld wat Pa vir ons gestel het as eggenoot. Dankie dat Pa tot die einde met ma Adrie se afsterwe haar altyd mooi versorg het en op die hande gedra het. Ons waardeer Pa meer as wat Pa besef. Graag wil ons pastoor Hannes, Nikki en almal wat vandag hulp verleen het hier by die kerk bedank. Dankie vir julle liefde, ondersteuning en hulp die afgelope paar dae en veral vir vandag. Die Verlenie Kliniek, die spesialis en al die mediese personeel van die ICU eenheid.
het ons altyd met die grootste respek en deernis behandel. Ons waardeer julle baie. Afloop moet ook 'n groot dankie kry. Hulle het sulke mooi, sagte hartsmense wat ons so mooi met al die reëlings gehelp het. Dankie vir die mooi slide show, ekskuus vir die Engels, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, en die ontwerp van die kerkblaadjie, Tian en Leandri. Baie dankie. Dit is baie smaakvol gedoen en ons kan die liefde sien wat julle daarin gesit het. Roan, Barinda, Casper en Linda, julle is staafmakers. Baie dankie dat julle so mooi na Pa Ben gekyk het, terwyl maar Adrie in die hospitaal was en ook na haar afsterwe. Dankie vir al die reëlings wat julle getref het om vandag moontlik te maak. Bure en vriende, wat 'n voorreg om nog goeie bure en vriende te kan hê. Dankie vir al julle ondersteuning, goeie buurmanskap, die heerlike disse wat julle met ons gedeel het. Laaste maar nie die minste nie, wil ons vir Gerrie en Vanessa bedank vir julle ondersteuning gedurende hierdie moeilike tyd en veral met Casper se ongeluk. Ons waardeer julle baie. Baie dankie. Baie dankie, Benny. Dan het oom Ben 'n baie spesiale woord van dank wat hy gevra het ek asseblief vir u moet lees. Vir Benny en Jacolet. Spesiale dankie vir al julle hulp en bystand. Baie dankie dat julle gehelp het om vir Tannie Adrie by die hospitaal te kry toe die ambulans gedraai het. Dankie Benny dat jy 4 onder die bestuur gemaak het om Tannie Adrie na die ICU oorgeplaas te kry. Dankie ook vir al die kere wat ons op julle knoppie kon druk en al julle deurlopende hulp en ondersteuning. Baie dankie ook aan Richard en Wilna vir julle hulp en bystand. Baie dankie dat julle Pa Ben gaan haal het en na die hospitaal gebring het, tot die hospitaal laat weet het dat dit amper verby is. Oom Ben sê vir julle uit sy hart uit. Baie, baie dankie. Ek gaan die name van die draers lees. Soos ek die name lees, kan u sommer die plek hier voor kom inneem. Daarna gaan ons die kerk in hierdie volgorde verlaat. Eers die draers met die kus. Pastoor Roan sal vir ons 'n lied speel terwyl ons die kus uitneem en soos ons uitstap vir ons dat iemand net sal opstaan en dan gaan ons almal daar buite by die lijkswaal bymekaar kom waar ons 'n laaste eerbetoning en afskeid gaan doen. Ek lees die name van die draers. U kan die plek hier kom inneem. Pieter Potgieter seun, Casper Besuidenhout skoonseun, Roan Huys skoonseun, Nico Potgieter kleinseun, Arno Potgieter kleinseun en Reynou Besuidenhout kleinseun. Baie dankie. Ek lees vir ons uit 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Paulus skryf en hy sê, maar broeders, natuurlik susters en kinders ingesluit, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As ons kinders van die Here is, dan is hierdie nie vaarwel nie. Dis net tot ziens, tot ons mekaar weer sien. Want ons het die belofte van die Here, dat hulle wat in hom ontslaap het, gesterf het in Christus, hulle kom saam met hom, en ons gaan hulle weer sien, en so sal ons saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig, en vir ewig by hom wees. Nou vertrou ons dan
die liggaam van Tannie Adrie toe aan die aarde. Want die woord sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En haar gees vertrou ons toe aan die Here, wat haar vir ons geleen het. Ons gee vir u geleentheid om 'n roosblaartjie te kom strooi. Ek dink hier's blommetjies ook vir van die familie, om op te sit op die kus. So, jy is so welkom. Ek gaan net goue gebed bid, die verrigtinge hier afsluit, en dan as ons hier klaar is daar ook 'n heerlike eetdingetjie, koppie koffie of tee, wat die familie ook gereël het. Baie, baie dankie, kom ons bid net saam. Ontvang net die seën van die Here. Nou bid ons, dat die wonderlike liefde van God ons Vader, die groot genade van ons Here Jesus Christus, en ook die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met ons elkeen sal bly, totdat Jesus kom. Amen en amen. Baie dankie. Kom ons gee eers die naaste familie geleentheid om 'n blommetjie op die kus te sit, en daarna is elkeen so welkom om van die roosblaartjies ook op te plaas. Baie, baie dankie. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken,